Vertel ons je story hier, uit op die koekplek. Laat die wereld niet meer wonder wie jij is. Laat je story opbring, gaan leef nou als pris. Leef als pris, laat elke dag tel. Leef als pris, laat jou licht verskil. As ek hier saam met Johan Coetzee. Johan, baie ou legende by Griquas. Hoe gaan dit hierso? Lekker man. Lekker. Ja. Wat maak jy hierso nou? Weet jy wat doen ek? Ek probeer die legende se hande wat in Griquas gespeel het, vas te vat in beton. Soos hulle sê, cast forever in concrete. Gaan ek dit vasvat om te kyk en dan maak ons 'n trofee vir hulle daarvan. Jo, so elkeen kry sy eie hand. Ja, elkeen kry sy eie hand. Is net om 'n hulde blyk aan die ouens wat hulle gedoen het. Nou, hoe doen jy die nou? Wat dit is as jy tandarts toe gaan, dat jy dan hulle sulke goedjies hulle maak, sulke pink goed sit in jou mond en dan maak hulle afdruk vir jou tande. Dis alginate. Okay. Presies dieselfde wat ek doen. En die alginate doen die hande en dan giet ek hom uit beton wat uit waste gemaak is. Weet, hy het nie sand en klippe nie. Hy het plastiek wat op die landfill eindig wat ek in die hande gooi. So wie se hand is die? Hierdie is Gert Skeepers. Hy het gespeel in 1970. Was hy een van die spelers wat toe die Currie-beker gewen het in 1970. Was hy een van die spelers. Gert was gisterand hier so gewees. So, nou wys ons hoe sny hom nou uit of wat maak? Ek sny nou stukkies wat ek uitsny. Daar kan jy sien sny ek hom uit en ek sal nou hele hand so stukkie vir stukkie uitsny. Dan het ek hom en dan jy sien tot sy vingerafdruk sal afkom aan die ander kant. Regtig? Ja, sy detail kom daar. Daar sy sien sal ek hom nou oopmaak. Dan kry ek sy vinger daar, sy duim daar. My mag ek sien daar is al die lyntjies en elke ding daar. Elke lyntjies en dink jy gaan daar kom. En dit is maar hoe kom sny en dan kom hy uit. En dit alles uit sement uit? Alles uit sement uit. Vertel ons bietjie met die Griquas. Hulle sê jy het so 'n bietjie stene al gebou hierso. Weet jy wat, ek was 'n jong ingenieur by die spoorweg gewees, daar jare terug. En ek was op die Hoffie Park klap gewees, se bestuur. En die klap het nie goed gegaan nie, ons het nie geld gemaak nie. En toe begin ons voorstelle maak en sê, kan ons nie vir Griquas Wes laat kom rugby speel hierso op Hoffie Park nie. En hulle daai tyd het hulle gespeel op die weermaggronde. En André het gesê, man, as julle die stadion vir my reg kry, bring ek vir julle 'n Springbok proe span, A en B span. En een van dit was dat ons die ligte torings moes ek verander van die ou klein ligte torentjies na die groot ligte torings. En sê as ons ligte het, sê André kom speel ons. En so het André gekom en hy het gesprook die later onderhandel met die spoorweg om die grond oor te neem en het hulle het oorgekoop. Basies vir next to nothing. En dit is hier te staan gekom het. Ek was by die firma Mostert van der Berg en de Leeuw, raadgewende ingenieurs. En ons het die stadion ontwerp wat jy hier so sien. Wow. Ja. Wow, so not just a pretty face. En so die stadion is nou van die 70s af, as dit nou aan die Griquas. Nee, dit is van in die 90s af. Die 70s, 1970 het hulle nog op die oude Beerstadion gespeel. En toe in 1970 die Currie-beker gewen het, was ek so 'n jong mannetjie. En ek het daar op die paviljoen gesit, ek het daai wedstryd gekyk. En hulle het later na die weermag klap toe beweeg. En toe hulle weer te ver gewees het dorp het hulle toeskouers verloor en toe hulle besluit maar so terugkom dorp toe dat ons in die stad kan speel. Ja, fantasties. Dankie. Dankie vir die pragtige stories en welkom by die koekplek en ja, dankie. Dankie. Sorry man. Amper so sê dit. Ja, so. Wil jy dit vir jou vertel? Hey, dis net kyk af wat jy nou ons toe. Mooi, vat so. Werk daar in die sponsor. That's the one winner. Oh! Dat is hy, Gaffie de Tooi. Nou, hoef geen introduction hier te gee. Die Gaffie, welkom by die koekplek.
Dis lekker om jou hier so te hê. Ja, self lekker. Jo, Griekwas, dis waar jy begin het. Ja, dis die wortels hierdie. Dis altyd sentimente vir die Kimberley en die Griekwas. So het baie lekker om hier te wees. Ek sien uit na 'n lekker tyd hierso. Gister lekker golf gespeel, verstaan lekker gekuier saam met die manne. Hoe die golf gegaan? Nee, dit het gegaan. Uitgegaan. Okay. Dit niks verder nie. Ja, ja. So nee, heerlik geweest en ja, ek kyk na my seun, hy speel hierso vir die uitnodigingspannetjie en dan hierna is die hoofgame. So ek sien baie uit. Is jy nog in die omgewing? Ek bly in Bloemfontein. Oh, Bloemfontein. Ja. Wonderlik. Gaffie, vertel gou vir ons net so 'n bietjie waar het jy oral gespeel in jou. Ja, soos ek gesê het, ek hier begin, destyds ek van Maties af hierna toe gekom, onder André Markgraaf, en toe hier vanaf toe hy ook nou klaar maak, destyds toe ons verder Natal toe, en so 'n paar van ons ou manne gekom manne toe soen toe, en van daar WP toe, en toe nou, ja, toe het ek so vinnig gedryf by Cheetahs gemaak, net toe hulle nou van Super 12 na Super 14 toe gaan daai jare, toe het Rassios juist daar gecoach, maar net so 'n paar maande, en toe is ek Oosia, toe is ek Frankryk toe, en daar by Toulouse gespeel, en toe nou daarvan terugkom en klaarmaak, eintlik wil uit die klaarmaak, te sê SVD onder in die Kaap, ons speel nog so 'n paar games, speel ek nog so draf, so 10 games vir hulle ook uit. So wat was jy ouder toe jy afgetree? So 35, ja. Jo, okay, Ja. maar jy het baie gespeel. Springbok, jy Ja, ek was by Bok ook geweest daar. Wat toetse het jy by Nee, ek Bokke? het nie so baie, ek het so, ek dink 14 toetse maar gespeel. Baie op die bank gesit, daai dae asof jy impakspelers, Ja, jy, ja. jy gaan net op as 'n banseer kry. So Ja. ek het 'n hele klomp eintlik games reserve en toe op 'n van die dag, ek dink maar 14 eintlik amptelike games, jy weet, maar genoeg om oor trots te Ja, wees in elk geval. absoluut. Ja, ja. Wat was jou boknommer? Wel, Of ek wat was- is jou boknommer? Oh, nee, soos in die hoeveelste bok ek is. Ja, hoeveelste nee, bok? ek het geen idee nie. Ek moet dit opsoek. Nee, ek kan nie. Ek dink die manne tattoo dit op hulle tyd daar, maar ek het nie seker goed. Okay. Ja, Gaffie, lekker om jou te sien en sterkte en dankie dat jy op die koekblik is. Ja, is 'n plesier. Baie dankie. Dankie. Okay, hier staan ons. Hier is ons nou by die ground crew wat saam met Nadia en almal hier by die Griekwas kliphard werk. Ek gaan so op 'n ry afgaan, gee gou name. Corneline Stevens, Linke de Tooi. Cindy Kaplan, Leonie de Tooi. Elsandri Kaplan, Charlotte Kaplan. Nou toe hierdie klomp girls julle werk kliphard hier so by die Griekwas. Wat doen julle alles? Vertel ons net so 'n neutedop. Wat is die werkie? ek werk vir Heilhoed. Ek is deel van Buffelsfontein Brandewyn, so dit is my kliënte. Ons gaan hierso merkies maak. En jy? Jy help jy net met al die los en die vaswerk en alles hier. Great. Dis hoe dit moet altyd wees. Blykbaar deel hempies uit. Werk maar waar daar werk gedoen moet word. Help as mense kort. Ja, help in die reël van die reunie en die lempies uit en kry al die oud spelers bymekaar. Hoe moeilik is dit? Hierdie is 'n harde werk. Ek dink die mense sien nou kom nou hierso by 'n game aan en dit is nou maklik om te sien, jy weet, hier stap jy en jy kom sit op jou seat en maar julle is die nitty-gritty agter dit. En as julle nie hier was nie, het 90% van hierdie goed gebeur vandag, is ek reg? So ure wat hierdie dinge ou vat. Hoe vat dit baie tyd? Is dit 'n ding? Baie beplanning. Is dit baie beplanning? Ek is Charlotte is al hier besig van Woensdag af. Ons en is baie beplanning om al die oud spelers bymekaar te kry, om die name op te sit, te hoor wie kom nie. Baie het intussen onttrek wat siek is of so wat jy kan kom nie. Ja. Maar dan moet jy maar alles weer bymekaar sit en Seker maak dat die caterer doen wat hy doen en die ligte anders en die Drankies koud is. jy sien. Daar's dit. Julle baie dankie dat julle so kliphard werk vir die Griekwas en dat julle al hierdie mooi werk doen en dankie vir die amazingness wat julle hierso doen. Daar's hy. Dankie. Groot eer, Monty Engelbreg, president by Griekwas. Baie dankie dat ons saam met julle kan kuier by die Griekwas. Dis 'n plesier. Wonderlik hoe die Griekwas is gesond. Ja, ek dink ons sien uit en hierdie naweek is vir ons 'n baie spesiale naweek. Met ons 140-jarige vieringe. Ek dink dit is baie spesiaal. Jy weet ons het spelers wat van oral oor die land kom om hierdie naweek saam met ons mee te maak en ek dink dit is 'n awesome experience. Ek dink hierdie naweek spesifiek is daarop gemik om dankie te sê vir die ouens wat die 140 jaar die waar deur die drif getrek het. Ons moet aangaan wat hier is. Maar dit is fantasties om hulle saam met ons te hê. Ja, en ek sien, ek weet dit is van jong tot oud. Daar's iemand en dit is so belangrik. Ek dink om daai manne weer bymekaar te bring. Ek sien net hoe die ouens sê, ja, dit is lekker om my ou pel te sien en Ek kan nie verseker, ek was gister by die golfdag en vanoggend so vinnig aan loop by die rolbal en die entoesiasme van die spelers, jy weet, die ou pelle wat mekaar sien, dis great. Ek weet
Jy weet, en dan besef 'n ou net wat is die values en die ethos van rugby. En ons moet dit beskerm. En ek dink Griquas in 'n mate binne die Noord-Kaap 'n unieke provinsie, unieke span, 'n unieke environment, maar met die unieke mense ook, jy weet. En ek dink dis die konteks hoe ons rugby speel en ons verstaan ons rol binne die ekosisteem van SA Rugby. Ons is competitive. Griquas sal altyd gesonde ambisie hê. Maar ons wil regtig net waarde toevoeg in die omgewing waar ons is. Ja, want dat mense moet altyd besef die groot unies kan altyd vat. Hulle maar julle is die groot aar aan die onderkant en ek dink as ou vandag na Currie Beeker gaan kyk en julle het hom nou gewen en julle het die eerste keer hom ook gewen. Dit was die heel eerste persone. Julle was die eerstes wat die Currie Beeker gevat het. So dis gepas dat Griquas hierdie eer op hulle lê. Ja, nee, kom ek sê ons het eintlik 'n baie unieke geskiedenis. Ons is die tweede oudste rugby unie in die land. En ons is baie trots daarop, jy weet. Ons het 'n klub hierdie jaar op Universals wat 140 jaar oud is en still going strong, jy weet. So ons is baie trots op wat almal vermag het in die omgewing. En hierdie jaar is dit ons theme eintlik is net ons celebrate in diversity, jy weet, in terme van wat ons aan die pakkie toe bring. So ons is quite happy en so ek sê ons het altyd ambisie, maar ons weet waar ons infit in die hele environment. En ons wil net contribute in daai environment. Yes, as die geleentheid gaan kom om behoor vlak of internasionaal deel te neem, Griquas sal altyd daar wees. Ons is oop vir dit, maar ons wil ook seker maak dat ons waarde toevoeg in elke kompetisie waar ons speel. En dis waarna vir ons gaan. Want jy gee my so 'n stukkie van laas jaar die Currie Beeker. Ek dink dit was bittersoet. Dit was ek kan nie verseker op die back-end, want onthou ons het 2022 het ons die Pumas hier op tuisbodem verloor. En dit was 'n moeilike enigheid, maar die Pumas was 'n goeie span en ons gee hulle krediet daarvoor. Ek dink wat vir hierdie jaar baie spesiaal gemaak het is dat ons Ellis Park toe gaan het, die hartklop van Suid-Afrikaanse rugby, die geskiedenis van die stadion en daar in die Leeu's gaan speel het en min het ons eintlik 'n kans gegee in daai wedstryd. So dit was, ek kan nie verseker, dit was 'n hamdinger. Ek was daar en dit was een van die spesiale gevoele wat ek ooit gehad het. Jy nou al teruggegroei na. Ja, net. Maar dit was baie spesiaal. Ek kan nie verseker, maar meer nog was jy weet, mense het nooit besef nie agterna, jy weet, wanneer jy in Kimberley aankom en die Noord-Kaap aankom en toe ons trofeetoer gehad het en die dwars deur die land, dwars deur die province het mense ons, jy weet, het embrace en ons ondersteun en jy kan nie glo nie. Dit was vir my eintlik die nice ene om agterna te sien hoeveel ondersteuners het ons en ek kan jou verseker niemand kyk terug. Ons is so happy vir ons ondersteuners wat 'n integrale deel is van ons environment. So, ja, dit was 'n super feeling. Ek kan nie verseker dit was een van die beste. Maar nou is die target is 'n bietjie op hierdie jaar. Ek dink die ouens en ek weet nou die Leeu speel nou vanmiddag. Maar julle gaan nou nie met oop liefde hierso hanteer. Nee, hulle gaan op die veld gaan hulle weet julle is hierso. Die Leeu's gaan beslis kom om bietjie terug te betaal. Maar ek dink ons gaan ook gereed wees. Dit gaan 'n moeilike tyd is 1:00 die middag in Kimberley is 'n bietjie van 'n harder veld as waar hulle gewoond gaan wees. So dit gaan 'n moeilike wees, maar hulle is 'n goeie span. Ek dink hulle speel goeie rugby. En ons moet hulle glad nie onderskat nie. Ek dink dit gaan 'n baie tawe ene wees. Maar ons is reg. Ek dink waar die Currie Beeker nou is die volgende 2 rondes is krities om jou in 'n posisie te plaas om dalk te qualify vir playoffs. So ons is onder geen valse illusies oor hoe moeilik dit gaan wees vanmiddag nie, maar ek dink ek het nou net met ons kaptein gepraat, die span is reg. Jy het 'n pragtige sponsor in Suzuki. Ek weet hierdie ouens staan bankvas agter julle. Ja. Ek kan nie verseker ons besigheidspartners soos Suzuki ons sponsor, myn sponsor en al ons associate sponsors. Ek dink dit is fantasties om hulle aan boord te hê. Dis die wêreld van rugby. Jy kan nie meer sonder dit doen nie. So ek dink hulle voeg ontsettend waarde toe. Hulle gee net vir ons daai stabiliteit om ons beplanning te doen, 'n medium term na 'n bietjie langer termyn beplanning toe en ons te posisioneer ten opsigte van waar ons onsself bevind. So ons is baie dankbaar vir Suzuki en ons is baie dankbaar vir al ons associate sponsors wat hierdie paadjie saam met ons stap. Monty, dankie vir jou tyd en dankie dat ons saam met die koekblik saam met julle kan kuier en ek mag julle van krag tot krag gaan en dat die dinge gebeur. Nee, baie dankie en ons sien uit en ons alles sterkte ook vir julle platform. Baie dankie.
Nie maak nie. Maar dan kyk so vir die kamera daarso. Kyk so 'n bietjie vir die kamera manne. Sy. As hy waai vir hom, waar is hy? Ja, sy. As hy. Are you this morning? No, not sure. So you're right. Jy het al gekry wat jy moes kry. Vir jou het jy dit dan nie sê al die Daan Baarden. O nee nee, dan moet jy met Daan Baarden Hy my na jou toe. Okay, ek is te grappig. Rian. Ag Sunny! Flippie! Wat soek jy? Hoe stap jy? Wat is dit? Op daar nice boekstyd. Dis ek hoek gister. Hierdie is die ou 1979 manne. Dis 79. 79. Ek sit hier saam met Brendan Carpenter. Nou die is die Suzuki. Hierdie manne is die groot sponsor van Griquas en hulle is die groot brand agter dit. Brendan, welkom by die Koekplek. Ag nee, dankie. Dit is lekker om hier te wees, Werner. Ja, sê gou vir my, hier's nou julle kar. Wat 'n beautiful kar, hè. Mense sit gemaklik. Ek's nou 'n groot man hierso, maar hierdie Suzuki is heel gemaklik. Ja, vir ons is dis die Suzuki Franks is 'n baie goeie, kom ons sê middle of the line kar wat ons het. Begin met die GL model en hier is nou ook die GL, maar jy kry ook die GLX en ja, een van ons topverkopers en 'n kar wat baie groot aandag trek en ons is baie bly om die karre ook hier so te hê. Dis nou een van die eerste, hier is die eerste seisoen waar ons nou regtig activate by die game self en ons kan sien die mense loop hier rond, hulle kyk hier na die karre en vir ons is dit 'n geleentheid om die kar te wys want ja, ons is 'n kom ons sê ons is 'n sponsor, ons is 'n borg vir die Griquas, ons nou kan sien die Suzuki S op die treie en so. Maar vir ons is dit ook belangrik om vir mense aan ons produkte kom ons sê bekend te stel. Hier is 'n goeie geleentheid vir ons dit te kan doen. Ek en jy het so offline al gepraat. Suzuki en Griquas is eintlik baie similêr met mekaar. Ja, ek dink Suzuki was vir 'n rukkie is dalk nou nie meer nie. 'n bietjie van 'n underdog gewees. Ons het altyd die groot, kom ons sê handelsmerke aangevat en ons was baie bevoorreg om goeie groei in die mark te hê en ek dink die Griquas het self ook daai tipe passie, daai weet jy wat, dalk nie die kom ons sê die top supported spanne soos wat daar is in terme van bydrae wat hulle kry van ander spanne kry van borge en so nie. So ons het besluit, weet jy wat, kom ons borg die Griquas, want ook as een van die oudste rugby tweede oudste in die land. In die land, is dit vir ons ook 'n goeie ding om te gaan, okay, weet jy wat, ons kan 'n impak maak in die span en ons kan nie meer trots wees op die span nie. Ons het SA Cup gewen, ons het die Currie Cup gewen en ek dink dit vir ons wys net soos, weet jy wat, as jy die regte backing het en as jy die regte span het en net daai geleenthede kan skep, dan is almal wenner. Maar dit is presies wat met Suzuki gebeur. Ek meen, jy begin om te sê jy is die underdogs, maar julle blaf nou as die groot honde aan die voorkant. En die Griquas ook. Die Griquas ook. So dis eintlik dieselfde. So dit is en wat lekker van hierdie kar nou is ek meen hierdie Griquas wêreld is baie warm. En ek dink ou gaan gemaklik in hierdie karre. Hy gaan lekker cool wees en jy kan
gemaklik sit. So ek dink hierdie is die ander kar wat hierso staan, wat het ons daarso? Dis die Swift. Hy is ons topverkoper. Ook baie goeie kar geposisioneer hierso. Nou veral ons is nou op SP op Soplaatjie se stadion. Ons het nou benamingsreg op die stadion self, maar die Swift is so goed daarin gepas. So ook met ons ander borgskappe met Varsity Sports en so. Is die Swift ook 'n fantastiese kar vir enige persoon wat kyk om either 'n intreevlakke kar te hê of 'n kar wat hulle nou kom ons sê lekker in die stad kan mee rondry, of vir studente of vir 'n tweede kar, 'n ideale tweede kar in die familie ook, en dis hoekom die Swift ook so goed doen. Maar hier is ons twee topverkopers in die portefeulje en ons is Maar Brent, ek wil vir jou sê hierdie karre lyk klein. En as jy in hom sit, dan besef jy, maar jy kan eintlik 'n gesin in hierdie kar sit. Alhoewel mense sê jy wil dit nou graag vir die jong mense, maar hierdie karre staan vir niks terug om 'n familiekar te wees. 100%, en ek dink dit is half deel van die Japaneese filosofie. As jy dink dis is kompak, maar dit voel nie kompak. Nee, hy voel groot, hy's gemaklik op die pad, staan vastig, maar ook lig op brandstof, baie betroubaar, en 'n kar wat ons nou 'n handelsmerk wat nou so gegroei het, vir ons 'n handelaar amper in elke liewe dorp het. So dit gee vir ons geleentheid om vir mense nie net die produkte bied nie, maar ook die diens wat hulle verwag. Ek wil net vir jou vra, waar kan mense Suzuki kan hulle enige, daar's baie dorpe wat die Suzuki het, en as hulle regtig wil, kan hulle met julle kontak maak by die hoofkantoor om. Ja, ons het meer as 120 handelaars landwyd, so dit gee vir ons 'n baie goeie kom ons sê footprint in die land. Kimberley is al rukkie aan die gang. En ook as jy nou in Kimberley is NTT Suzuki Kimberley, hulle sal na jou kyk. Andersins net na suzukiauto.co.za toe gaan en daar sal jy jou handelaar naaste aan jou opspoor. Awesome. Baie dankie vir jou tyd op die kooplik. Dankie waardeer. Dankie. Waardeer. Hierso is die groot man, oom Andrei Markgraaf. Oom Andrei, baie dankie dat hom deel is van ons. Wat 'n wonderlike ding om te sien. Ek meen dit is oom kom al die jare deur die stelsel, daai jare in vir Griekwas gespeel en afgerig, en oom was by die bokke afgerig. Hoe wonderlik is die Griekwas. Vandag is lekker om die Karibeker hierso te hê. Ja, nee, jy's hier 140 jaar se reunie. Te herdenk vandag is 'n groot dag. Ja. Groot dag. Karibeker kampioene, so ja, nee, ons sien uit na die dag. Ja, om 'n diep liefde vir die Griekwas. Ek is gebore, groot geword in Kimberley. Ek is 1970 se finaal aanskou. En dit was maar vir my 'n groot dryfveer om Griekwas altyd relevant te hou en in die Karibeker te hou. So Griekwa rugby is nog vir my iets spesiaals. Ja. Die tyd wat om hier gespeel het, watter jare was dit gewees? Nee, ek het maar net toe ek was moes universiteit toe en ek het WP Wes-Transvaal en so gespeel en ek het maar teruggekom Griekwas toe na ons familieboerdery en besigheid hier, en toe het ek maar net een seisoen vir Griekwas in 1987 gespeel en daarna het ek begin afrig. Okay, nee, die afrigting was wonderlik, om toe hierso self vir die Griekwas self afrig? Ja, nee, ek het dadelik in 88 op Griekwas begin afrig, ja, so wonderlike tye, en ons het die B-seksie gewees en ons het gesukkel, maar ons het toe op die ou ende daarom Karibeker rugby weer gekwalifiseer in 96 en nou onophoudelijk vir 30 jaar is Griekwas in die Karikap. Ja, dit is lekker om te sien dat hulle om is ook by die bokke gewees, dit is seker lekker om nou te sien, die bokke doen ook nou goed hulle. Ja, nee, is fantasties, 2 wêreldbekers, jy kan nie beter nie. Ja, oom Andrei, wat is hier so by Griekwas wat dit so wonderlik maak? Ek weet ou kyk nou en ek probeer nou so altyd die hart van rugby soek, maar dit is so wonderlik om hier te wees, maar wat maak die Griekwas so? Daar's iets hierso. Kyk, Griekwas is 'n span wat nooit ophou speel nie. Spelers speel vir mekaar. Ons het goeie handelsmerk gevestig die laaste paar jaar. Ons toeskouers is fanatiese Griekwas ondersteuners. Ons het
ek dink groot ondersteuning van die publiek begin kry. En die jong spelers sien Griquas as 'n geleentheid vir hulle in die loopbane. So die was nog altyd goeie strukture, goeie afrigting en ja, so Griquas is 'n span wat nooit ophou speel nie. So en ek dink hulle het al behalwe vir hulle sê altyd Vrystaat is enige ondersteuners se tweede span, maar Griquas het ook nou die ouens se tweede span. Ek het vroeër gepraat ook, ek dink dit is juist wat nou besig om te gebeur. Die ouens het 'n diep liefde gekry vir hulle ook. Kom Andre, dankie vir hom se tyd. Dit is wonderlik om met hom saam te gesels en dankie dat hom deel is van ons koekblikkies. Dankie hom. Vertel ons je story.